So geliefdes, dis goeie Vrydag. Vanmôre toe ek my leer oopmaak, toe is my Palm Sondag takkie nog hier. En ons is so pas deur Palm Sondag. Dis nog asof die lofliedere van Palm Sondag nog duidelik in ons ore weergalm. Dis asof ons nog die Hosannas kan hoor. En Lukas skryf in sy weergawe oor daardie intog in Jerusalem, en dan sê hy, en die hele skare het juigend, kom ek lees dit so, het die hele skare juigende volgelinge God uit die volle bors begin prys, oor al die wonderwerke wat hulle gesien het. Hulle het gesing, loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom, vrede in die hemel en eer aan God in die hoogste hemele. Palm Sondag was 'n dag vol vreugde. Daar was 'n loflied in die lug. Die musiek was vrolik, die mense was opgewonde. Maar net so, toe verander die toon van die musiek. En Lukas skryf in vers 39 aan, hy sê, en 'n paar fariseërs uit die skare sê toe vir Jesus, meneer, maak stil u volgelinge. Maar hy antwoord hulle en sê, as hulle stil bly, sal die klippe uitroep. Toe hy nog nader kom en die stad voor hom sien, het hy daaroor gehuil en gesê, as jy vandag tog wou insien wat vir jou vrede nodig is, maar nou is jy blind daarvoor. Van vreugde. En as jy net 'n paar daggies fast forward, dan skryf Lukas die volgende, terwyl hulle hom weglei, gryp hulle 'n sekere Simon van Sirene, wat toe net van buite die stad af ingekom het, en sit die kruis op hom, om dit agter Jesus aan te dra. En 'n groot menigte van die volk het agter Jesus aangeloop, onder wie ook vroue wat oor hom getreur en gehuil het. Maar Jesus het na hulle toe omgedraai en gesê, vroue van Jerusalem, moenie oor my huil nie, huil oor julleself en julle kinders. Geliefdes, en dis waar ek en jy ons vandag bevind. Dink vir 'n oomblik hoe die musiek verander het. Van 'n loflied tot 'n treurlied. Jesus verander self in 'n oomblik die musiek. Toe hy oor die stad Jerusalem huil. Die musiek verander, en in enkele dae daarna verander die vrolike musiek in 'n dreun gesang, toe hulle uitroep, kruisig hom, kruisig hom. En nou word Jesus uit die stad uitgelei. 'n kruis op sy skouer. Daar's 'n groot skare wat hom volg, en die vroue huil en treur oor Jesus, want almal het geweet wat 'n kruis beteken. Almal het geweet wat hierdie pad buite die stad waarheen dit lei na Golgotha, na die berg van die hoofskedel, daar waar mense sterf. Die musiek verander van 'n loflied na 'n treurlied, na 'n dreungesang, na 'n dodemars.
dikwels verander die musiek in ons eie lewens ook. Hoe gou verander die musiek nie? Partykeer het jy 'n lied in jou hart in die nag, en net so verander die deentjie. Oomblikke, tye, omstandighede, gebeurtenisse verander die musiek in ons lewens. Maar ons sien selfs in hierdie oomblikke, terwyl Jesus die musiek verander het en op pad is kruis toe, troos hy ander. Hy's nie vasgevang in sy eie omstandighede van dit waardeur hy nou al reeds gegaan het, die vernedering en dit wat vir hom nog voor lê, naamlik die kruis nie. Jesus was op pad om sy sending te voltooi. En dit het die kruis van Golgotha ingesluit. Dis hier waar sy bloed sou vloei om die sondes van die ganse mensdom weg te was. Geliefdes, van Aswoensdag af, die 5de Maart al, journey ek en jy saam met Rahab. En in besonder het haar rooi tou amper so ons gids geword vir hierdie reis. En ek dink, sal ons sekerlik nooit weer na 'n rooi tou kyk met dieselfde oë nie. En ons weet nou dat hierdie rooi tou eintlik 'n skadubeeld is van verlossing. En in Josua 2 vers 15 lees ons die eerste keer van hierdie tou, maar dan word dit net 'n lyn genoem. 'n shevel of 'n shebel in die Hebreëse taal, wat 'n meetsnoer of 'n maatband kan meet beteken, of ook gebruik word om pyn te verteenwoordig, maar dis met hierdie lyn waarmee Rahab die verspieders vrylaat. Maar in Josua 2 vers 18 kry hierdie lyn 'n nuwe betekenis. Wanneer die verspieders vir Rahab sê, wanneer ons op pad is om Jerigo in te val, dan maak jy hierdie lyn, maar nou word hy genoem 'n gedraaide rooi lyn in die venster vas. En die Hebreëse taal gebruik 'n ander woord, naamlik tikva. En tikva beteken onder andere hoop. Rooi. Waarom rooi? En vanmôre op hierdie goeie Vrydag wil ek met jou praat oor die rooi in die rooi tou. Was die rooi maar net per toeval daar? Was die tou maar net per toeval rooi? Of moes dit 'n rooi tou wees, sodat die verspieders dit maklik kon sien wanneer Josua en sy manskappe die stad binneval? En ek en jy weet, hulle het nie die stad binne geval nie. Die skrif sê hulle het die stad binne geklim, want God het dit laat val. Was dit maar net per toeval? As jy begin dieper delf, dan sal jy sien, in God se woord is daar nooit iets soos toeval nie. En in Josua 2 vers 21, wanneer daar weer gepraat word oor hierdie rooi van hierdie tou, dan word daar 'n baie interessante Hebreëse woord gebruik, shoni. En hulle spel dit so, as jy dit wil neerskryf, S-H-A-N, koppelstreepie I-Y. Maar hulle spreek dit uit, shoni. Ek het nogal gedink aan ons dogter se naam. Maar hierdie woord het nie net beteken rooi nie, dit was ook wat 'n besonderse klein skarlaken wurm genoem was, 'n scarlet worm.
Want wanneer hierdie wurmpie wat eintlik glad nie soos 'n wurmpie lyk nie, my vrou eet nie rosyntjies nie, so dis okay. Dit lyk meer soos 'n rosyntjie. In English it's also called a grub. Maar wanneer Dawid in Psalm 22 'n profetiese psalm skryf oor die kruisiging van die Messias 1000 jaar voor Jesus se kruisdood. En ek wil jou aanmoedig om dalk oor hierdie naweek, miskien môre, Psalm 22 te gaan lees. Psalm 22 is deel van die herderspsalms, Psalm 22, 23 en 24. Maar in Psalm 22, wanneer Dawid oor die kruisiging praat, 1000 jaar voor dit, dan sê Dawid onder andere in Psalm 22 vers 7, hy sê, maar ek is 'n wurm en geen man nie. 'n Smaad van die mense en verag deur die volk, maar dis die Passion Translation, en as jy die Passion Translation het, gaan lees Psalm 22 daaraan. Hy sê, but look at me now. I am like a woeful worm, crushed, and I am bleeding crimson. Skarlaken. Wow. Is dit nie amazing nie? Geliefdes, maar hierdie skarlakenwurm het 'n baie besonderse lewensiklus, wat eintlik 'n groot profetiese waarde inhou, en ek wil dit graag vanmôre met jou deel. So wanneer hierdie skarlakenwurm mamma op die tyd en die plek kom in haar lewe wat sy nou kleintjies gaan kry, dan kom sy op 'n plek, op 'n boom, en dan vestig sy haarself daar vas, om nooit weer daai boom te verlaat nie. En dis wanneer sy haarself vestig, dat daar 'n rooi dop, 'n skarlakendop oor haar kom. En dan lê sy die eiertjies onder haar liggaampie. En dis daar waar sy hulle beskerm, en daar broei hulle uit. En dan vir die volgende 3 dae na hulle uitgebroei het, begin hulle haar opeet lewendig. And she feeds them. Hulle voer op haar. Hulle eet haar lewendig op. En op die 3de dag, dan skei sy hierdie rooi kleurstof af oor die plek waar sy haarself aan vasgemaak het, maar ook oor hierdie klein wurmpies, en dis daar wat hulle identiteit kry as skarlaken wurms. En die 4de dag trek sy haarself op, haar stertjie in haar kop, en sy wat oor is, gaan dood. Maar haar vorm verander, in die vorm van 'n hart, maar dan is dit nie meer rooi nie, dan sy spierwit, soos 'n vlassiewol, en sy val op die grond, soos 'n sneeuvlokkie. Dawid sê,
van Jesus in Psalm 22 vers 7. Hy sê, I am like a woeful worm, crushed, and I'm bleeding crimson. Die klein wurmpies word beskerm en gevoed en ontvang hulle identiteit as wurms, as skarlakenwurms deur hulle moeder. Haar lewe gee vir hulle identiteit, want sy stort dit oor hulle uit. Klink dit nie bekend nie? Klink dit nie bekend nie? Is dit nie amazing om te dink? Dat God selfs die natuur gebruik om sy weldade aan ons as mens bekend te maak. Want wanneer ons die skrif lees en daaroor dink, dan sien ons dat Jesus Christus, die Seun van God, sy lewe vir ons kom gee het. Hy het homself aan die kruishout, die boom, gaan vestig. Ja, hulle het hom vasgenaal, maar die skrif sê hy het homself gegee. Dis nie die spykers wat hom teen die boom vasgehou het nie, dit was sy wil, ter wille van ons. En dis daar aan die boom, aan die kruis vasgenaal is, daar waar hy homself geoffer het, waar hy verwond was en sy liggaam gebreek was, sodat ek en jy lewe kan kry. En dis daar waar sy kosbare bloed ons lewens kom merk het, deur wedergeboorte, en waar ek en jy ons nuwe identiteit ontvang in Christus. In Christus. Dis Spurgeon wat skryf, hy sê, there is a little red worm, which seems to be nothing else but blood when it is crushed. It seems all gone except a blood stain. And the Savior, in the deep humiliation of his spirit, compares himself to that little red worm. How true it is that he made himself of no reputation for our sakes. He emptied himself of all his glory, and if there is any glory natural to manhood, he emptied himself even of that. Not only the glories of his Godhead, but also the honors of his manhood, he laid aside that it might be seen that though he was rich, yet for our sakes he became poor. Jesaja 53 sê, he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. And by his stripes we are healed. En dis die profeet Jesaja wat na Dawid kom en God se uitnodiging weer kom rig aan sy volk in Jesaja 1 vers 18, wanneer hy sê, kom laat ons die saak uitmaak, sê die Here, al was jou sondes so skarlaken, en die Hebreëus gebruik weer daardie woordjie shoni vir die rooi en vir die wurm. Al was dit so skarlaken, wat sal dit word? Dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Dink weer aan daai lewenssiklus van daardie klein skarlakenwurm. Daai mamma wat alles gegee het. En hier is die uitnodiging. Kom. Kom met jou sonde. Kom met jou sonde. Ek sal jou bedek, ek sal jou toemaak, ek sal jou nuut maak. En wat sal jy word? Wit soos sneeu. Jy sal wit soos wol.
voor Jesus gekruisig word, is hy by Pilatus voor die skare. En ons lees in Matteus 27 vers 28, toe trek hulle sy klere uit en werp 'n rooi mantel om hom. They stripped him and put on him a scarlet robe. Hulle het met Jesus die spot gedryf. Jy dink mos jy's die koning. En terwyl hulle met Jesus die spot gedryf het, was hulle eintlik besig om 'n groot geestelike waarheid in onkunde oor te dra. Want eers sit hulle 'n rooi mantel op Jesus. 'n Skarlaken mantel wat ons sonde verteenwoordig. Hulle sit dit op hom. Daarna trek hulle dit uit en trek weer sy klere aan en lei hom uit om gekruisig te word. Toe Jesus sy bloed laat vloei het, as die paaslam, het hy ons skarlaken sonde op hom geneem, en deur sy dood het hy ons sondes kom wegneem en wegwas, en ek en jy kan nou wees wit soos sneeu, wit soos wol. En toe Jesus sy asem op die kruis uitblaas en uitroep, dit is volbring. Toe skeer die skarlakenrooi voorhangsel in die tempel van bo tot onder. Ons sonde het 'n skarlakenskeiding gemaak tussen ons en God. Maar toe Jesus sy bloed laat vloei het, toe skeer die skeiding. En ek en jy kan God van aangesig tot aangesig sien. Geliefdes, die musiek verander vinnig. Van 'n loflied tot 'n treurlied, tot 'n dreungesang, tot 'n dodemars. Maar vandag is Goeie Vrydag en kan ek en jy 'n nuwe lied sing. 'n Lied van oorwinning, en dalk het jy vanmôre gedink, dis vreemd dat ons hierdie dag begin met 'n oorwinningslied. Maar ons het 'n nuwe lied. En Dawid kom skryf in Psalm 40 daaroor, hy sê, ek sal 'n nuwe lied sing tot die Here se eer, want hy is ons God. Maar die passion is vir my so mooi. Hy sê, a new song for a new day rises up in me every time I think about how he breaks through for me. Is dit mooi nie? Man, toe ek het lees, en het rym so mooi. A new song for a new day. It's a new day. It's a new day. It rises up in me every time I think about how he breaks through for me. Amen. Ecstatic praise pours out of my mouth until everyone hears how God has set me free. Sal jy saam met my opstaan en vir die Here vanmôre 'n lofoffer bring? We have a new song. It's a new day. Our sins have been washed away. Amen. Amen. Kan ons vir die Here lofoffer gee terwyl ons saam in oorwinning sing? Ek sing 'n nuwe lied vir hom. Kom, ons sing vanmôre 'n nuwe lied. Kom sing 'n
'n nuwe lied vir hom. Kom sing 'n nuwe lied vir Jesus. Kom bring die lof en dank aan hom. Ja, Want hy is die koning wat weer kom. Kom sing 'n nuwe lied uit jou hart. Laat jou lewe hom besing. Want hy is ons koning, hy is ons Here. Sing 'n nuwe lied vir hom. oh ja, sing dit nou. Kom sing 'n nuwe lied vir hom. Kom sing 'n nuwe lied vir ons Jesus. Kom bring die lof en dank aan hom. Want hy is die koning wat weer kom. Kom sing 'n nuwe lied uit jou hart. Laat jou lewe hom besing. Want hy is ons koning, hy is ons Here. Sing 'n Kom ons sing dit nog eenmaal saam. Kom sing 'n nuwe lied. Kom sing 'n nuwe lied vir hom. Oh ja, ons sing 'n nuwe lied. 'n lied van oorwinning. Vir Jesus. Die goedheid en die grootheid. Lof en dank aan hom. Want hy is die koning wat weer kom. Kom sing 'n nuwe lied uit jou hart. Laat jou lewe. Laat jou lewe hom besing. Want hy is ons koning, hy is ons Here. Sing 'n nuwe lied vir hom. Want hy is ons koning. Kom sing 'n nuwe lied vir hom. Sing 'n nuwe lied. Sing 'n nuwe lied vir hom. Yes, ons sing 'n nuwe lied vir U, o Here. Halleluja. Loof die Here. Amen. Is jy vanmôre dankbaar vir 'n nuwe lied in jou hart, 'n lied van oorwinning? Dat vir ons 'n nuwe dag aangebreek. En ek dink aan wat die woord sê, elke dag sit God sy getuies uit. Amen. Die son en die maan, die sterre. Jesus sê vir die skare, kyk na die lelies van die veld. Kyk na die voëls van die lug. Soek bietjie daai klein goggaatjie op. Want daar lê 'n boodskap in hom. Geliefdes, ons dien 'n God van detail. Amen. Klein detail. Groot waarhede. En ek en jy word dikwels vasgevang in die klein goedjies. En ons mis die groot waarhede. Here, ons dankie vanmôre vir Goeie Vrydag. Die musiek verander dikwels. Die musiek van ons lewens verander. Party dae het ons 'n lied van oorwinning, 'n loflied. En skielik verander ons loflied in 'n klaaglied. Maar Here, wanneer ons na die groter prentjie kyk, dan maak die musiek nie vir ons saak nie. Wat saak maak is die outeur van ons lewens en ons lewenslied. Dat God alles in sy meesterplan het. Selfs dit wat vir ons deurmekaar is, wat ons nie verstaan nie, wat vir ons te groot is, help ons om ons oë te vestig, selfs op die klein goedjies. Want in daai klein detail openbaar U
U self vir wie U is. Ons kyk terug, sodat ons vorentoe kan kyk, sodat ons vooruit kan leef. Want daar's 'n goeie dag wat vir ons wag. Die dag wanneer U op die wolke verskyn. Die basyne sal blaas en U ons sal kom haal om vir ewig saam met U te wees. Maar tot daai dag sal die musiek verskil. Maar ons hou vas aan U beloftes. Dankie dat ons ook nou aan hierdie tafel kan sit. Hierdie is 'n versinne beelding van dit wat meer as 2000 jaar terug gebeur het in 'n bovertrek, maar ook wat voltrek was op Golgotha se heuwel, op daai kruis, toe U liggaam gebreek was en U bloed gevloei het. Here, U het nie gevra dat ons enigiets anders moet onthou of herdenk, behalwe die feit dat U vir ons kom sterf het. En U het hierdie eenvoudige simbole in ons hand gesit en gesê, doen dit tot my gedagtenis. En dis wat ons vanmôre wil doen. In Jesus naam.